Hartlike goeiemôre. Ek groet jou vandag in Jesus Christus se kosbare naam. My naam Koert Jordaan, my bediening staan op vir Jesus, stand up for Jesus. Dankie vir die absolute eer en voorreg om saad ook in jou hart te plant. Dankie vir die luister, vir die liefde, vir die ondersteuning, vir die gebede. En ja, my liewe broer, suster, dankie vir die voorreg om ook in jou lewe in te bou. Ek gebruik graag hierdie geleentheid. In die laaste paar dae, laaste paar weke, maande het ek baie kragtig in die Nuwe Testament deurgewerk, deurgelees, bestudeer. Ek het dit al baie gedoen. Maar selfs, jy kan die Bybel hoeveel keer lees, jy sal altyd 'n nuwe boodskap daaruit kry. En terwyl ek die Nuwe Testament deurgewerk het die Here 'n sekere onderwerpe en skrifte vir my gegee om natuurlik te bou in mense se lewens in medebroers en susters en dit te gebruik om vleis te voer en nie melk nie, om jou absoluut op te bou in jou geloof. En ek het die voorreg gehad om ook uit die 8 boodskappe uit, het ek al 7 uitgestuur. En vandag kom ek by die laaste boodskap wat die Here op my hart kom lê het. En dit is die onderwerp, dit is nommer 8, die onderwerp, die leerstelling gaan oor wees betroubaar. Wees betroubaar, dit is iets wat die Here baie sterk op my hart kom lê het, om vir medebroers en susters te leer om betroubaar te wees. En dit is ook nommer 8 en ook die laaste uit die 8 leerstellings uit wat die Here vir my kom gee het, voor ek natuurlik nou gaan omslaan en wat ek weer eens begin in die Ou Testament deurwerk en outomaties dan ook notas maak van wat die Here ook al in my hart lê terwyl ons deur die Ou Testament ook werk. Maar ek wil graag van die geleentheid gebruik maak om te praat oor betroubaarheid. Die Bybel leer vir ons in Johannes 10:10 dat die dief kom met steel, slag en uitroei. Dit is die karaktereienskappe van Satan. Hy's 'n dief, hy steel, hy's 'n dief, hy's 'n leenaar en hy's 'n moordenaar. En die ou mense het altyd gesê, as jy lieg, dan kan jy steel ook, en as jy steel, kan jy moor ook. En ek het dit nooit altyd regtig verstaan, hoe span hulle die toue saam op daai ene nie, maar vandag begin ek dit half beter verstaan, omdat dit maar weet op die einde van die dag maar afkom op Johannes 10:10, die dief kom met steel, slag en uitroei. En dit is wat vir die Here belangrik is. Baie van ons is geseënd om ons eie besighede te hê. Baie van ons is geseënd om boere te kan wees wat in die hartjie van die natuur werk en 'n deel te kan hê van die natuur en die daaglikse natuurlike elemente en uitdagings wat daar is, maar wat ook die Here ons hande en voete versterk. Hulle gedagtes, hulle denke seën om die seën van die Here te ontvang in hulle boerdery en dit wat hulle ook al aanpak en plant en wat die Here hulle suksesvol maak. En ek weet soms is daar ook uitdagings wat daarmee gepaard gaan. Dis nie maklik nie, dis een van die hardste beroepe hier buite. Maar dan is al van ons wat outomaties werk, wat geleenthede kry om vir iemand te kan werk en outomaties gryp wat die Here op ons hart het, die wysheid en die kundigheid wat hy vir ons gee, ons hande en voete versterk. En dis nie jy wat so goed is, is God wat jou in daai posisie stel. Dis hy wat vir jou deure oopmaak om 'n werk te kan ontvang en 'n salaris te kan verdien en ook outomaties in die werk van die Here te kan inploeg, soos die Here dit toestaan en toelaat in jou gees en jou hart. Maar wat vir die Here baie belangrik is, deur hierdie woord wat hy vandag vir jou bring, is om betroubaar te wees. Luister na die skrif, die woord wat die Here vir my gee om met julle te deel. Lukas 16 vers 10. Wie in die kleinste dinge betroubaar is ook in die groot dinge betroubaar. En wie in die kleinste dinge oneerlik is ook in die groot dinge oneerlik. En dis die vinnigste hoe 'n boom aan sy vrugte geken word, is wanneer hy swak keuses en besluite, slegte vrugte dra. En dan wys dit vir jou dat die persoon sit met 'n probleem, 'n geestelike probleem, waar God nie is, hy is Satan baas. En of jy nou 'n potlood steel, en of jy 50 miljoen rand se bedrog in die besigheid of in die, die maatskappy pleeg, by God is diefstal, verstaan my punt. En ons moet as kinders van die Here, as direkte verteenwoordiger van God se koninkryk, moet ons altyd opreg en eerlik kan wees. Ons moet altyd 'n goeie voorbeeld kan stel. As jy
geseënd is om 'n eienaar te wees van 'n besigheid of 'n boer op 'n plaas of wat ook al wat die Here jou in daai posisie gestel het, moet jy opreg en eerlik kan wees met jou belastings en nie geld onder die tafel maak en besig is met geldwasery en korrupsie en bedrog en hoe kan ek sê betrokke is wat jy geld onder die tafel gee om tenders en al daai tipe goeders te kry. Jy moet altyd opreg, jy moet altyd kan opstaan vir die waarheid en jy moet, hoe kan ek sê, eerlik wees, wat op die einde van die dag, as jy daai besigheid kaal besteel en weet en verantwoordelik is dat daar bedrog gepleeg word, kan baie mense op die einde van die dag hulle werke verloor. En daar's geen seën op diefstal, net ek vir jou sê, veral as jy produkte steel, daar's outomaties 'n vloek wat dit, ek wil sê amper agtervolg, wat saam met daai produk kom. En ek wil vandag vir jou sê, jy moet altyd opreg en eerlik wees. En onthou, jy is 'n direkte verteenwoordiger van God se koninkryk, en net jou teenwoordigheid in daai besigheid, in daai maatskappy of op daai boer se plaas, kan die verskil bring. Ons het dit gesien met Paulus ook, wat sy teenwoordigheid op die boot in Handelinge 26, 27, 28, wat sy teenwoordigheid op daai boot die lig gebring het, en almal wat saam met hom op daai boot was, het hulle lewens behou. Verstaan, niemand het dood gegaan nie. En dit wys jou net die ligdraers wat ons is van God se koninkryk. En jy kan nie aan die een kant sê ek is 'n kind van die Here, aan die ander kant dan is jy besig met bedrog en steel jy van die hand wat jou voer, en is jy oneerlik in dit wat jy doen hier buite. Veral as jy 'n eienaar van 'n besigheid, party mense kook die boeke, party mense het 2 stelle boeke, party mense is besig met geldwasery, en wat hulle allerhande bedrog pleeg met kontant, en nie altyd alles openbaar, en hoe kan ek sê, wys in die boeke wat hulle regtig ingekry het nie, en ja, vir jouself kan jy lieg, vir ander mense kan jy lieg. Jy sal nooit in jou hele lewe vir God kan lieg nie, en dit is baie belangrik, my liewe broer en suster. Jy sal sien in Eksodus 20 vers 8, dat die Bybel sê jy mag nie steel nie, en jy sal sien dat dit is juis die 8ste gebod, omdat dit in 'n vorm van een handboeie is, verstaan my punt, en die 8 vorm kan jy net so bietjie links draai, dan kan jy dit in mense se hande vassit, wat die Here wys, jy moenie steel nie, dit is soos boeie, wat jy op jou hande sit, jy mag nie steel nie, en dit is baie belangrik wat die Here vandag vir jou as Christen, kind van God, deur my, wat die Here die boodskap baie sterk bring, en wat ek ook afsluit in hierdie kort leerstellings 1 tot 8, wat die Here op my hart kom het, wat die Here vir jou attent maak vandag, om betroubaar te wees, en of jy vir jouself werk, en of jy vir iemand werk, dat jy weet, daar is oë op jou, God se oë is op jou, maar die Satan se oë is ook op jou, en hy is natuurlik die aanklaer, hy wag vir jou daar waar jy links of regs afwyk, of goed vat wat nie aan jou behoort nie, en wat jy jou vingers verbrand, en wat jy lang vingers het, wat jy vat wat nie aan jou behoort nie. My liewe broer, suster, in vlees gaan jy dink jy gaan wegkom daarmee, jy gaan nie wegkom nie, want daar is oë op jou, en dit waaroor alles gaan, jy wil nie jou plek op die einde van die dag, jou plek in die hemel verloor, omdat jy oneerlik was nie. Daar's geen vrug en seën op oneerlikheid en diefstal nie, en dis absolute vloek, 'n wolk van duisternis wat oor jou kop kom hang, en al hoe dit kan verwyder word, is wanneer jy opreg en eerlik is, en daar waar die tekkie die teer tree, wat jy verantwoordelikheid vat, vir jou onbetroubaarheid, en wat jy oneerlik was, en wat jy God se naam in oneer gebring het. So ja, laat hierdie woord insink, niemand van ons is perfek, die woord sê, daar is net een wat goed is, dis die Vader wat in die hemel is, maar die woord sê, geseënd is die wat besef hoe afhanklik hulle van God is, want hulle sal kinders van God genoem word. Die woord sê ook, geseënd is die vredemaker van die koninkryk van die hemel, is juist vir mense soos hulle bedoel. Sonder God se teenwoordigheid in ons lewens is ons absoluut gedoem om tot 'n val te kom. Ons is soos 'n vrou wat in krame sonder krag. En ek kan vanaf weer sê, hierdie klein goedjies, dit is wat saak maak, en jy moet altyd weet, daar's oë op jou, maak nie saak, daar waar jy dink jy het weggekom daarmee, dit is dwaas om so te dink, is 'n dwaas wat dink niemand sien hom raak nie. God sien, hoor en weet alles, niks is vir hom verborge nie. So ek sluit af, weer eens met hierdie skrif, Lukas 16:10, wie in die kleinste dinge betroubaar is ook in die groot dinge betroubaar.
En wie in die kleinste dinge oneerlik is ook in die groot dinge oneerlik. God gee vir ons almal muntstuk in die hand, my liewe broer en suster. Of jy 1 gekry het of 5 of 10, op die einde van die dag waar jy voor God kan staan en jy moet kan vermenigvuldig wat hy vir jou in die hand gegee het. En daai dag waar jy voor hom staan en hoor hoe hy die woorde uitspreek, getroue diensknegt en slaaf, oor min het ek jou aangestel, oor baie sal ek jou toevertrou, kom in en kom deel in my vreugde. Jy wil nie die woorde hoor wat hy vir jou sê, ek het vir jou 'n muntstuk gegee en jy het dit begrawe, jy het nie gewoeker daarmee nie. Vat hierdie slegte slaaf weg en gaan gooi hom in die vuur, daar sal hulle huil en ween en op hulle tande kners. Jy wil nie daai Jy wil nie daai woorde hoor nie. Jy wil ook nie dat jou muntstukke gegee word aan die wat baie het nie. En dis hoekom dit begin by betroubaarheid en dat die Here weet hy kan staat maak op jou. Jy's betroubaar en jy's lief vir hom en verstaan jy's 'n direkte verteenwoordiger. Jy wil nie sy naam in oneer bring nie. En soos mense jou sien, so wil jy agter hulle, soos jy voor mense is, so moet jy agter hulle ook kan wees. En nie vals en skynheilige hypocriet wees nie, maar besef en weet dat daar oë is op jou. Ek sê niemand is perfekie. Ek weet ons gly, ons val, maar dit gaan nie oor hoe jy val, is hoe jy opstaan. Maar ons moet nog steeds bekeer, ons moet nog steeds bevryding ontvang, ons moet nog steeds terugdraai na die Here toe. Gaan dan uit, sê die woord, en sondig nie weer nie. Geloof gaan gepaard met dade en dade gaan gepaard met geloof. Wie op die akker van sy sondige natuur saai, sal die dood en die verderf oes. Maar wie op die akker van die gees, hy sal genade ontvang in die koninkryk van God oes. Die keuse is ons sinne. Is jy lou, is jy warm, is jy koud? Want op die einde van die dag as jy lou is, staan jy op die punt, op die grenslyn om deur God uitgespoeg te word. Jy wil nie daar wees nie. By God is jy reg of weg. Daar's geen grys area nie, my liewe broer en suster. Mag die Here hierdie saad wat so pas in jou hart gesink het en geval het, mag die Here die kunsmis en water gooi en die lande inoes as die saad ryp is. Dankie vir die waardevolle voorreg om met die saad in jou hart te plant. Dankie vir almal se liefde, gebede en ondersteuning. God se rykste seën word vir ieder en elk van julle toegewens. Shalom, vrede. Ons praat gou weer. Groetnis.